Ons het 'n tyd terug, het ons as gemeente gevier dat ons 12 jaar oud is as 'n gemeente. En die van julle wat by daai geleentheid was, sal onthou, daar was sulke klippe, hierdie einste klippe, wat op elke tafel was, onthou julle dit? En hierdie klippe het kernwaardes verteenwoordig wat ons gaan afbid het en vir die Here gevra het, wat is daai kernwaardes wat ons gemeente voorstaan? En die afgelope tyd, soos wat ek bedien, julle kom agter, ek bedien aan die hand van wat die Here vir ons kom wys het. Wat die Here vir ons kom lei het oor hierdie jaar. Maar die Here het ook hierdie kernwaardes aan ons geopenbaar en ek het gevoel, ons kan nie dit waarop ons bou, dit waarmee ons bou, sommer net laat verbygaan. Ek het ervaar, ons moet daaroor praat. Uiteindelik is dit kernwaardes wat DNA bepaal, wat die kultuur bepaal, dit waarvoor ons staan, dit wat vir ons belangrik is, dit waarmee ons bou. Maar ek wil kom en ek wil so 1 of 2 skrif as my basis skep en dan wil ek uitbrei op hierdie konsep van bou. Ons is die gebou van God. Jy is die gebou van God. Ons kan ook sê, ons is die kerk van God. Jy is sy kerk. Nou, blaai saam met my na Psalm 127. Is 'n skrifgie wat al 'n paar keer die Here met ons gepraat het aan die hand van Psalm 127. En ek wil net graag vers 1 en 2 inbring as deel van die basis van hierdie boodskap rondom die gebou. Bouwerk. Psalm 127 vers 1 en 2 sê, as die Here die huis nie bou nie, soeg die wat daarin bou te vergeefs. As die Here die stad nie beskerm nie, waak die wat dit beskerm te vergeefs. Te vergeefs dat julle vroeg opstaan en laat gaan slaap en met moeite bestaan te maak. Vir die wat hy lief het, gee die Here dit in hulle slaap. Sjoe, daai laaste deel sal party mense kop toe vat. My punt is, as die Here die huis nie bou nie, soeg die wat daaraan bou te vergeefs. Dis die Here wat sentraal moet staan. Hy moet beheer wees van ons lewens. God eerste. Hy is die een wat bepaal wat my lewe gebeur en ek rig my prioriteit, my strewe, my alles volgens hom. Maak nie saak of ek in die sekulêre wêreld staan, maak nie saak wat jy doen nie, as kind van God, bly God sentraal in dit wat hy doen. Want as God nie in dit is nie, as hy nie in jou arbeid is nie, dan is jy besig om te vergeefs te arbeid. As hy nie die een is wat vir jou kan stop selfs in jou werksplek en sê, ek wil hê jy moet aandag gee hieraan, of hier is 'n kontrak waarna jy nou moet aandag gee, hou verby, daai ou loop nie in geregtigheid nie. As jy nie gaan luister na die Here nie, dan gaan jy selfs in jou besigheid droog maak. So as kind van God, wil ons God eerste stel in ons eie lewens, wat ons huise, ons gesinne aanbetref, maar ook wat ons gemeenskap, ons werksplek, ons stad aanbetref, wil ons God eerste stel. Blaai nou saam met my na 1 Korintiërs 3. 1 Korintiërs 3. Vanaf vers 9, maar die B gedeelte, tot en met vers 11, gaan ek lees. En hier kom Paulus en hy stel dit baie op die man af en hy sê, julle is ook die gebou van God. Julle is die gebou van God. Volgens die genade wat God my gegee het, het ek soos 'n goeie bouer die fondament gelê en 'n ander bou daarop. Maar hy moet mooi kyk
hoe hy verder bou, want niemand kan 'n ander fondament lê as dit wat reeds gelê is nie. Die fondament is Jesus Christus. Die fondament van hierdie gebou is Jesus Christus. So ek dink hier's 'n paar waarhede wat ons moet hoor. Eerstens, ons is die gebou van God. Ons is ook die kerk van God. Die kerk is nie 'n gebou nie. Dis nie 'n fisiese gebou nie. Die kerk is mense. In die Ou Testament was dit die tempel, waar God se teenwoordigheid was, die tabernakel, as verteenwoordigheid van sy teenwoordigheid, sy heerlikheid. Maar vandag is God se teenwoordigheid binne in my en jou. Sy gees woon in ons as kinders van die Allerhoogste God. Ons is die gebou, ons is die kerk van God. En wanneer ek die woord bedien, is ek besig om, soos hierdie goeie bouer wat Paulus sê hy is ek besig om te bou aan die gebou van God. En dan moet ek heel eerstens besef, daar's 'n fondasie, want as ons vra waarop bou ons? Ons bou op die fondasie en dit is Jesus Christus. Waarop bou jy? Waarop bou jy jou lewe? Waarop bou jy jou gesin? Waarop bou jy jou besigheid? Waarop bou jy jou talente? Alles in ons lewe as kinders van God gaan oor Jesus Christus. Ons bou op Jesus Christus as die fondasie. En as hy as fondasie daar is, dan sal die mure oprys, dan sal nie krake in die mure wees nie, want Christus as fondasie staan sterk. Maar as daar ander goeders is wat deel van jou fondasie, dan moet jy oopkap en regmaak en Christus inkry as die fondasie. Anders gaan die gebou in duie stort. Maar dan kan ons verder gaan, ons kan die vraag vra, waarmee bou ons? En hoor wat sê 1 Korintiërs 3, hy sê, of dit goud, silwer, edelstene, hout, gras of strooi is waarmee iemand op die fondament bou, elkeen se werk sal aan die lig kom. Die dag wanneer Christus kom, sal dit duidelik word. Die dag kom met vuur en die vuur sal die gehalte van die werk toets. Die vuur van God sal die gehalte van die werk toets. So ek kan sê, ja, ek glo in die Here en ek is besig om 'n klomp ander goed te bou op hierdie fondasie. Dan wanneer die vuur van God kom, en daai vuur kom in en verwoes, gaan dit wat nie van God af is nie staande bly nie. Net dit wat van God af is, gaan staande bly. Ja, waarmee is ons besig? Waarmee bou ons? Waarop bou ons? En uiteindelik, waaraan bou ons? Waaraan bou ons? Waarop ons bou is die fondament, dis Jesus Christus. Waarmee ons bou, is wat ek vanoggend bietjie wil uitbrei. Want hier's 'n klomp boustene wat ek vanoggend wil uitlig. En as kinders van God, is hier 'n klomp goed wat ons moet vir onsself sê, hierdie is die goed waarmee ons bou. Hierdie is wat vir ons belangrik is. Hierdie is die prioriteite in ons gesin. Hierdie is waarvoor ons staan. Boustene, kernwaardes waarmee ons bou. En uiteindelik die vraag, waaraan bou ons? Waaraan bou jy? Ons bou aan 'n geestelike familie. Dis hoekom ons sê, hier is ons familie. Jy, as in jou gesin, waaraan bou jy? Jy bou aan 'n gesin, 'n familie. Waarvan jy wil sien dat jou kinders eendag die Here dien en hulle kinders die Here dien. En wanneer by jou huis instap en kom getuig en sê, ma, pa, kan ek vertel hoe die Here vir ons deurgekom het? Kan ek vertel hoe my kinders besig is om hulle lig te skyn in die skole waar hulle is? Kan ek vertel hoe dat hulle besig is om teen die stroom op te vaar, waar die wêreld sê, doen dit, staan my seun op vir geregtigheid en integriteit en hy besluit dit. Hoor julle?
Ons bou aan 'n geestelike nalatenskap as kinders van God. Dis waarin ons bou. Want uiteindelik, alles wat ons in die fisiese bymekaar gaan sit, gaan tot niet gaan. En selfs hierdie liggaam van ons, gaan tot niet gaan. Maar wat is dit wat behoue gaan bly? Die geestelike boustene waarmee ons gebou het. Daai nalatenskap is wat mense gaan onthou. Dit gaan bly staan. So ek wil hê heeltyd, soos wat ek bedien vandag en ek gaan volgende week verder bedien, wil ek hierdie drie vrae voor oë hou. Waarop bou jy? Waarmee bou jy? En waaraan bou jy? Waarmee is jy besig? En as jy begin dink hieroor, kom jy agter, maar is ek besig, het mammon my ingesluk? Is ek besig om te bou, om ryk te word, om sukses te behaal, om vir almal te kan bewys, ek kan dit doen, want my pa het gesê, jy kan nie boetman, en ek gaan vir hom wys, ek gaan. Bou jy daarvoor? Vir erkenning? Bou jy vir sekuriteit? Die sekuriteit wat in hierdie wêreld beskikbaar is, kan net so ver gaan. Maar die sekuriteit wat God jou kan gee, kan verder gaan. Daar is wysheid. Die punt is, God moet die middelpunt van dit wees, en my sekuriteit, my bates, my prioriteite onderwerp aan God. Ok, so kom ek brei uit oor waarmee ons bou. Nou ons het hier, het ek 12 boustene, 12 kernwaardes wat ons uitgehaal het. En ek wil vanoggend gaan ek 6 van hulle voorhou. En ek wil sommer net aan die hand van dit wil ek praat oor, want hierdie kernwaardes bepaal ons DNA, dit bepaal ons kultuur, dit bepaal wat vir ons belangrik is. En ek wil jou challenge en sê, wil jy nie hierdie kernwaardes aanneem vir jou gesin nie? Wil jy nie ook vir jou gesin kan sê, ons bou op die fondasie en dis Jesus Christus? As ons bou op die fondasie wat Jesus Christus is daar sekere goed wat ons toelaat in ons huis, en daar sekere goed wat ons nie toelaat nie. Want Christus is die belangrikste strewe wat ons het. Hy is die fondasie. En as hy ons fondasie is daar sekere goed wat ons gaan doen, en sekere goed nie. Daar sekere goed wat ons gaan kyk, sekere goed nie. Sekere besluite neem ons op 'n manier waar ons Christus eerste stel in dit alles. So inderdaad is ons heel eerste bousteen wat ons het, en ek wil hom net hier uithaal. Jesus is die Here. Jesus is eerste. Jesus is ons middelpunt. Ek is nie super geestelik as ek dit sê nie. Ek is ook realisties, want in alles wat ons doen, moet Christus primêr eerste sentraal wees in alles wat ons doen. As ons nie dit doen nie, wat doen ons? As ons nie as kinders van die Here Christus eerste kan stel, elke oomblik van elke dag, in my werk, waar ek beweeg, in die strate, by die robot, as Christus nie nommer 1 is nie, waarvoor bou ek? Nou die eerste skriffie is Kolossense 1 vers 11. 'n B-gedeelte, Kolossense 1 vers 11, hy sê, hier is Christus, alles en in almal. Sê saam met, hier is Christus, alles en in almal. Is dit nie iets waarvoor jy wil staan nie? Jy wil kan sê, hier in my huis is Christus alles en in elkeen van ons hier. Nou as jy dit sê, dan moet jy weet, jy gaan getoets word op dit. Is Christus nou werklik alles en in almal?
As jy vassit en as jy verskil, as daar konflik in die huis is Christus nog steeds alles en in almal. Ons gaan verskil, ons gaan konflik hê, maar die manier hoe ons dit hanteer bepaal of Christus nog steeds prioriteit is in ons huis. Julle hoor, hier is Christus alles en in almal. Kolossense 1 vers 18 staan daar, Jesus is die hoof van die liggaam. Hy is die hoof van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan. Hy is die eerste, die een wat uit die dood opgestaan het, sodat hy die eerste plek in die heelal inneem, in alles. As kind van God is dit 'n bousteen, julle. Jesus is nie net die fondasie nie, die woord sê ook in 1 Petrus, hy is die hoeksteen. Die steen wat die bouers weggegooi het, is die steen wat God gekies het om die hoeksteen te maak van hierdie gebou. Hy is my fondasie, hy is ook my hoeksteen. Al my besluite sentreer rondom Christus. Ek rig my lewe volgens hom. Hy is die hoof van die liggaam, die kerk, die oorsprong daarvan, die eerste in alles. Paulus sê op 'n stadium, hy sê vir my is die lewe Christus en die sterwe is wins. Want die lewe gaan vir my net oor hom. As dit vir jou moeilik is om saam met my heel hartig te stem, wil ek vir sê, challenge yourself. Hierdie is nie ek wat supergeestelik is nie, hierdie is ek wat jou challenge. Ons kan nie in een asem sê, ek sit in die kerk en ek lig my hande op en sê, I'm desperate for you, maar ek stap uit in die week en Christus is vergete. Hy's daar in daai boksie. Christus moet alles wees vir ons en in almal wees. Dis belangrik. Nou kom ons kom by 'n tweede bousteen. As gelowiges, as kinders van die Here, as Jesus my Here is en my alles is my fokus om hom te aanbid. In alles wat ek doen. Aanbidding is vir my 'n lewenstyl. Ek aanbid die Here. Nou, aanbidding is nie net lofprysing en aanbidding met my lippe nie. Hoor wat sê Romeine 12 vers 1. Romeine 12 vers 1 sê, gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdienst wat julle moet beoefen. Aanbidding is om my lewe as 'n offer op die altaar te sit en sê, Here, hier is ek. Ek leef vir U. Ek leef nie vir myself nie. Ek gee my liggaam. Onthou, toe Jesus gesterf het, het hy die prys betaal vir my versoening. En die woord sê, hy het my gekoop met sy bloed. Ek behoort nie meer aan myself nie. Ek behoort aan hom. So wat ek doen is, elke dag gee ek my liggaam vir die Here. Here, ek gee my lippe vir U, ek gee my oë vir U, ek gee my denke vir U. Die besluite wat ek neem, dit wat ek sê, dit wat ek doen, die manier hoe ek optree, mag dit tot lof en eer en aanbidding strek van U. Sjoe. Aanbidding is 'n leefstyl. Aanbidding is nie net om hier saam te sing nie. Die saam sing moet voortvloei uit 'n aanbiddingsleefstyl wat ons leef. As ons nou kyk na aanbidding in die konteks van Psalms, Psalm 95 vers 6 en 7, sê dit so mooi, sê, kom ons val in eerbetoon voor hom neer. Kom ons buig. Kom ons kniel voor die Here, ons Skepper. Hy is ons God. En ons is sy volk, sy kudde, sy skape, deur sy hand versorg. So dat is wel iets van, jy as persoon, jy as mens, wat moet kan sê, aanbidding is vir my, om die knie te buig, voor een en een alleen.
die skepper van die hemel en die aarde. Ek buig voor hom neer. Die Hebreëse woord daar is barak. So op 'n stadium het ons bedien oor sewe woorde vir prys, en hierdie woord is barak, wat beteken hierdie persoon is absoluut daar waar jy jouself gelyk maak met die grond voor die Here. Jy val op jou aangesig voor hom neer. Jy aanbid hom. Nou fisies is nie altyd moontlik nie, maar deur jou lewe, moet jou lewe getuig van jy onderwerp aan een en een alleen. En alles wat jy doen, onderwerp jy aan God. Dis aanbidding. As ons kom by 'n derde bousteen, wat ek hier wil inbring, kyk, ek dink is hierdie een, nee, daar is hy, lekker. Gebed en afhanklikheid van die Here. As kind van God, as jy Jesus Christus eerste stel, as jy sê ek gee my lewe vir hom, hoe speel daai verhouding met hom uit? Dit speel uit in gebed. Jy praat met hom, jy deel met hom, jy gesels met hom, jy's besig met hom deurlopend deur die dag. Gebed vir 'n kind van God moet 'n lewenstyl ook wees, waar jy deurlopend besig is om te bid, waar jy deurlopend jou afhanklikheid verklaar aan die Here en aan hom alleen. Jy verklaar en jy sê, Here, ek is afhanklik van U, nie my wil nie, maar U wil geskied. Minder van myself, Here, meer van U. En in jou gebed, met sê, ons kom nou by die woord, wanneer jy in die woord is, dan begin jy die woord te bid oor jouself. Want hoe meer jy in die waarheid inkom, hoe meer rig jy jou gebed volgens die waarheid. Waar, as jy nog nie daar is in jou gebed, soms selfsugtig is. Waar jy sê, Here, verander tog net vir ernst. Ek en hy sit vas. Kom tog net en openbaar jouself aan hom, dat hy besef hoe verkeerd hy is. Halleluja, ek speel. Daar is iets soos 'n selfsugtige gebed. Jy kan nie in gebed voor die Here kom, maar jy's besig om jou eie belange voor te hou nie. Gebed is om jouself, jou eie ek neer te lê en te sê, Here, U wil en nie my wil nie. Kom verander my, kom werk aan my. Hoe sê Matteus 7? Vra en vir jou sal gegee word. Soek en jy sal vind. Klop en vir jou sal oopgemaak word. Want elkeen wat vra ontvang, en elkeen wat soek vind, en elkeen wat klop, vir hom sal oopgemaak word. Jy moet die vrymoedigheid hê om te bid. As jy nie gaan bid nie, gaan jy ook nie ontvang nie. As jy nie met die Here tyd gaan spandeer, en jouself onderwerp aan hom nie, gaan daar nie verandering en geestelike groei plaasvind nie. 1 Tessalonisense 5 vers 17 sê, bid gedurig. Gebed moet deurlopend, aanhoudend, gedurig deel wees van ons bestaan. Dis wat dit so kosbaar maak. Daar is ook iets soos geesgebed. Mense wat wel 'n taal van die Here ontvang het, en ons is besig met ons nuwe lewe kursus daaroor te praat. Ek is konstant met die Here in my taal besig. Wanneer ek nie weet wat om te bid nie, dan is my gees besig om met die Here te kommunikeer in 'n taal wat hy verstaan. As ons praat oor afhanklikheid van die gees, dan kom Sagaria 4 vers 6, dit staan so mooi hier agter, op daai stuk hout, bo daai banke. Nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, sê die Here van die heerskare. Wanneer ek bid, is ek besig om my eie ek, my selfsug, my eie geregtigheid neer te lê.
Want hoeveel keer in 'n week is jy nie daar, waar jy deur jou eie krag, en deur jou eie geweld, en jou eie frustrasie, 'n situasie wil aanpak nie. En die Here sê, nie deur krag, of deur geweld nie, maar deur my gees, so spreek die Here. As kind van God, moet Jesus eerste wees. Jesus in alles sentraal. Hy is my middelpunt. As kind van God, leef ek 'n aanbiddingsleefstyl. Ek offer myself op vir hom. Ek is in aanbidding besig met die Here. En as kind van God is gebed die manier hoe ek deurlopend met die Here praat, met die Here in gesprek is, my afhanklikheid van hom verklaar en oorgee, my wil onderwerp aan sy wil. Dan kan ek die volgende een bysit, en dit is Bybelse waarheid. Die woord van God, vir my as kind van God, moet sentraal wees. Die woord is my swaard. Die woord gee vir my waarheid. En die waarheid van die woord maak my vry. Hoor hierdie skrif in 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 sê, die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Kan jy sien hoe hierdie skrif vir elke een van ons bedoel is? Die woord is nie eksklusief nie, dis nie net vir hierdie groot godsmanne nie. Die woord is vir elkeen. Jy as kind van God moet 'n student van die woord wees. Al hou jy nie van lees nie, lees dan net een boek, en dis die woord. Kom in die woord, en dit gaan nie oor dat jy bladsye op bladsye moet lees nie, dit gaan dat dit wat jy lees, jy deur die gees van God vra, Here, openbaar vir my, wys vir my, leer my hieruit. En daar's 'n paar praktiese boeke, wat jy maar oor en oor kan lees. Ek is gereeld, dan kom ek terug na Spreuke toe, want Spreuke is heeltyd besig om my te konfronteer met praktiese waarheid in my daaglikse lewe. Hoe om met integriteit op te tree, hoe om 'n pa te wees, hoe om versoeking te weerstaan. Dis alles daar. Die psalms leer my om te aanbid, leer my om my frustrasie, my moeilikheid, my probleme, my vyande na die Here toe te vat en te onderwerp in dit en te verklaar, die Here is my toevlug, my veilige vesting, my ligtoring. Dis die Here. Maar as ek nie in die woord inklim nie, julle, dan kan die woord niks vir my beteken nie. As ek nie besig om die woord te lees as kind van God nie, dan gaan die vyand vir my, hy gaan vir my blaai. Ek gaan wees soos daai golf wat op die oop see heen en weer en op en af rondgeslinger word, as die woord nie in my lewe inspreek nie. Jy moet jou woord opneem. Jy moet jou woord leer ken. Jy moet jou woord eet. Dis Jesus se woord. Want andersins gaan jy nie waarheid hê wat jou onderrig nie. Jy gaan op 'n dwaalspoor gaan, as jy nie die waarheid hoor nie. En kort voor lank gaan daar verkeerdhede in jou lewe wees, waarmee jy sukkel, en jou lewenswyse gaan nie wees wat dit moet wees nie, as jy nie in die woord van God inklim nie. Handelinge 17 vers 11, hierdie is so 'n lekker praktiese skrif, hy sê, hulle het met groot belangstelling na die woord geluister. En elke dag het hulle die skrif ondersoek, om te sien of dit is soos Paulus sê. Man, ek hou daarvan. Moenie net vir soetkoek vat wat Jacques sê nie. Luister met belangstelling na die woord, maar gaan jy
klim in die woord in en ondersoek of dit wat ek vir jou sê, inderdaad so is. Want jy het toegang tot die woord. Daar was 'n tyd in die wêreldgeskiedenis, ek is nie nou, maar ek het nie die datums nou voor my nie, maar daar was 'n tyd in die wêreldgeskiedenis, waar Jan Alleman nie die Bybel in die hand kon hê. Maar dit net priesters was, wat die woord gehad het. En ek praat nie van die Ou Testament, ek praat van in die middeleeue, waar jy nie die woord kon lees. En die woord was ook net in Latyns beskikbaar. Vandag het ons die woord. Jy kan 'n knoppie druk op jou foon en die woord is daar. Jy kan die woord lees, maar is jy besig om die woord te lees? Is jy besig om deur die waarheid van die woord verander te word? 'n volgende een is, net kyk waar sy gehoorsaamheid en heilig maak. Wat help het jy lees die woord, maar die woord van God dring jou nie om gehoorsaam te wees aan wat die woord vra nie. Ek sê altyd, 'n disipel van Jesus is iemand wat die woord van God hoor en doen wat die woord sê. Dis 'n disipel. Nou daai stuk in Matteus 7 waar hy sê, die man wat na die woord van God luister en doen wat die woord sê, is soos die man wat sy huis op die rots bou. Jesus is die rots, jou huis is jy wat die woord van God hoor en doen wat die woord sê, jou huis sal wees soos die man wat op rots gebou het. En wat het gekom? Die storms het gekom, dit het geruk in daai huis, die vloedwater het in 'n huis gekom, die reën, die wind, maar daai huis het staande gebly. Hoekom? Want hy's gebou op die rots. Maar hy wat die woord hoor en nie doen wat die woord sê nie, sy huis is op sand gebou. Hoeveel mense ken die Here, sit in die kerk, hoor die woord, maar doen nie wat die woord sê nie. Dan mis ek dit. Ek hoor die waarheid, maar ek laat nie toe dat die waarheid my oortuig en die waarheid my gedrag aanspreek nie. Ek doen eenvoudig voort. Ek voeter eenvoudig voort. Ek stap sommer by die kerk klim in die kar en doeps, daar's die eerste sting vloekwoorde al klaar daar. Dan is ek fake. Die Here challenge my en jou, hoor wat die woord sê en doen wat die woord vra. Jesus sê, het jy my lief? Het jy vir Jesus lief? Dan sê Jesus, doen wat ek jou vra. As jy sê jy het my lief, doen dan wat ek van jou vra. Dit is 'n bousteen wat ons het. Dis deel van ons kultuur, dis deel van ons DNA, dis wie ons is as kinders van die Here. Ons hoor die woord en ons doen wat die woord sê. Jakobus 1 vers 22 sê dit so mooi, en word daders van die woord, dis die ou vertaling wat ek quoteer, en nie net hoorders nie, wie julle self bedrieg nie. Word 'n dader van die woord, nie net 'n hoorder nie. Wat sê 1 Petrus 1 vers 15 en 16 op die man af, hy sê, net soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees. Daar staan immers geskrywe, wees heilig, want ek is heilig. Onthou net, ek kan nie uit myself uit heilig wees nie. Ek kan net deur die genade en die verlossing en die vergifnis wat Jesus Christus my gee, heilig wees. My strewe is om te doen wat reg is, maar as ek val, en ek gaan val, dan staan ek op en ek neem die offer van Christus weer en weer aan, om my te help. Want daar's nie 'n mens wat kan sê ek is sonder sonde nie.
Maar ek bring my sonde na die lig toe. Ek bring dit na die kruis toe, sodat Christus vir my verlossing kan gee. Want hy het reeds vir die sonde wat ek nog gaan doen, ook gesterf. Hy het alreeds die offer, die prys betaal. Vir dit wat ek oor 'n week, of oor 5 weke, of oor 'n maand, of oor 2 jaar gaan fouteer. Hy het reeds daai offer ook op homself geneem. Die laaste bousteen wat ek wil voorhou. Groei, leer, lei, disippels, wat disippels maak. Is jy 'n disipel? Is jy iemand wat sê, ek volg Christus? Nou, ek stap in sy voetspore. Dis wie ek is. Christus is my strewe. En as kind van God, volg ek hom na. Die groot opdrag sê dit vir ons so duidelik, Matteus 28 vers 19 tot 20, ek kan by 18 begin, waar Jesus sê, alle autoriteit in die hemel en op die aarde is aan my gegee. Gaan dan na al die nasies toe en maak disippels. Doop hulle in die naam van die Vader, Seun, Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel. Onthou, ek is by julle tot die volëinding van die wêreld. Die Here roep ons nie om kerklidmate te maak nie. Hy roep ons nie om goeie vriende en goeie kuierbuddies te maak nie. Hy roep ons om disippels te maak. Mense wat sê, ek volg die leraar en sy lering. Ek volg vir Jesus en dit wat hy my leer. Dis 'n disipel. Iemand wat sê, ek hoor die woorde van Jesus en ek doen wat Jesus van my vra. Dis 'n disipel. Ek is gehoorsaam, ek is toegewyd. My lewe is in sy hande. Ek reken, soos Galasiërs 2 vers 20 sê, ek is saam met Jesus gekruisig. Dis nie meer ek wat leef nie. Hy leef nou deur my. Dis wie ek is. Daai manne en dames wat vandag gedoop word, dis waaroor dit gaan. Ek reken, ek is gekruisig saam met hom, ek het gesterf saam met hom, en ek staan op in 'n nuwe lewe saam met hom. Ek leef nou vir Jesus Christus. En dan een van my mees geliefkoeste skrifte. Dis 'n skrif wat maklik om te onthou. 2 Timoteus 2 vers 2. 2 Timoteus 2 vers 2 sê, Robbie, staan gou, wat ook al jy van my gehoor het, onder baie getuies, gaan vertrou jy dit nou toe, kom saam, aan Clinton staan op, Kobus staan op, getroue manne, wat bekwaam sal wees, om ook, Neil staan op, Gerda en Henny staan op, Ernst en Marie staan op, om ook ander te leer. Hoor gou hier, kom hier. Hoor wat sê hierdie, en ek doen hierdie in ons kursus, bly asseblief staan as dit reg is. Ekskuus, jammer as jy moet sit maar. Wat ook al jy van my hoor. Ek is besig om vir Robbie te leer uit die woord. Dis disipelskap hierdie. Robbie, volg my tot die mate wat ek Christus volg. Wat ook al jy van my hoor. Maar jy's 'n klomp getuies wat dit saam met jou hoor. Gaan vertrou jy dit toe. Clinton het nou op mekaar gaan sit, maar toe maar. Aan getroue manne. Getroue manne, moenie net enige ou vind nie. Vind getroue manne. Manne wat ernstig is hieroor, wat sê, man, ek wil erns maak met die Here. Ek wil myself neerlê en ek wil die Here volg. Gaan vertrou dit toe aan getroue manne, wat bekwaam sal wees, om ook ander. Hoeveel generasies praat ons hiervan? Paulus, Timoteus 2, getroue manne, ander. Het ek iets te doen met wat met die ander gebeur?
Nee, dis uit my hande uit. Want hierdie man, sy getroue manne, is besig met die ander. Hoor julle wat ek sê? Dis koninkryk. Maar godsdienst sê, nee, Jacques moet almal disipel. Hoor julle? Godsdienst sê, die dominee, hy moet vir al die siekes bid, hy moet almal leer, maar disipelskap sê, ek moet een ou vat, saam met 'n paar getuies, en ek moet hulle almal oprig, om self te gaan en getroue, bekwame manne en vroue op te rig, wie ernstig genoeg hierdie roeping opneem om te sê, ons sal ander by die Here uitkry. Die kwaliteit disipel wat ergens dan is, hang af van die kwaliteit wat ek hier ingebou het. Is dit nie? Want as ek nie kwaliteit hier gaan inbou nie, gaan die getroue manne nie ernstig wees met die saak nie, en gaan dit afwater na onder toe. Die feit dat ek en jy hier sit, en ons die woord van die Here gehoor het, is omdat die disipels, dit wat ek nou sê, gesnap het. Hulle het dit wat Jesus vir hulle gegee het, Jesus was die ek, wat ook al ek vir jou leer. Petrus, Johannes, saam met hierdie 12 getuies, gaan vertrou dit toe aan getroue manne, en het gegaan dit gedoen. Wie dan ook ander en ander en ander leer. Dit is die disipelskap model. Daar's nie een persoon hier wat uitgesluit is in daardie model. Nie een persoon wat sê, ek is nie geroep as 'n disipel nie. Ons almal is geroep as disipels. En as jy geroep is as 'n disipel, beteken dit iewers gaan die Here jou challenge om dit wat jy ontvang te gee. Jy kan dit nie vir jouself hou nie. Dis selfsugtig. Want jy ontvang die goeie nuus. En die Here sê, dra dit oor. Amen. Jesus is eerste. Waarop bou ons? Ons bou op Jesus Christus. En hom alleen. Aanbidding is 'n leefstyl. My lewe is 'n offer vir Christus. Alles wat ek is syne. Is as gevolg van hom. Alles wat ek het behoort aan hom. Gebed is hoe ek elke dag met die Here kommunikeer. Ek is afhanklik van die Here in alles wat ek doen. Die woord is die lamp vir my voete, die lig vir my pad. Ek delf in die woord in. Lees jou Bybel, bid elke dag. En jy sal groei. Dit gee jou krag. Daai eenvoudige waarheid van kom in die woord en bid. Dit is wat deel van ons DNA moet wees as 'n gemeente. Maar nie net dit nie, as ek dan die woord hoor, wees gehoorsaam aan die woord. Doen wat die woord vir jou vra. Dis eenvoudig, doen dit in eenvoud. En as jy fouteer, praat meneer. Ons is nie robotte nie. Die Here weet, ons beleef swak dae. Die Here weet, ons gaan val in dit. Maar hoe meer jy val, hoe meer kan jy opstaan. En die Here aanroep in alles. En uiteindelik, wees daardie disipel. Groei, leer. Kom op 'n plek waar jy uiteindelik iemand anders bemoedig. Vir iemand anders bid. Vir iemand anders intree. Teenoor iemand anders getuig. Soos Henning in 'n kar. Getuig teenoor 'n pel. En sê, dis wat ek by hierdie kursus doen. Daai getuienis beteken baie. Hy loop nou al ver. Henning. Mag die Here almal van ons inspireer. Anja, kan jy vorentoe kom? Kom ons sluit die oë. Vader, vanoggend wil ons u woord vat wat na ons kant toe kom. U woord wat in eenvoud sê,
Jy is die gebou van God. Jy is my kerk. Jy is deel van my liggaam, waarvan ek die hoof is. Jy is 'n lid van hierdie liggaam. En Here, my begeerte is dat elkeen hier vanoggend sal hoor, ek is deel hiervan. Dat nie een persoon homself sal uitsluit nie, maar dat elke persoon hier sal sê, ek is deel hiervan. Ek is 'n kind van God. Ek ken Jesus Christus. Hy is my rots. Hy is my fondasie. Ek bou op hom. Ek is nie perfek nie, maar my strewe is om meer soos Jesus te word. My strewe is om Jesus nommer 1 te maak in my lewe. Om my lewe as 'n lewende, heilige offer vir hom te gee. My strewe is om in gebed elke dag my afhanklikheid van Jesus te verklaar. Want ek kan nie uit my eie krag uit nie. Ek het U nodig, Here. Here, ek wil in die woord inkom. Ek wil in die woord indelf. Skep in my 'n honger vir U woord. Dat ek in U woord sal kom en dat die woord my sal transformeer. Maar Here, ek wil nie net iemand wees wat die woord hoor nie. Ek wil ook 'n dader wees van die woord. Ek wil U woord doen. Ek wil doen wat die woord vra. Ek wil daai persoon wees wie se huis op die rots gebou is. En ek verwag dat die storms gaan kom. Ek verwag dat die wind hierdie huis gaan ruk. Ek verwag dat die reën en die vloedwater gaan kom. Maar U sê, as my huis op die rots gebou is, dan sal my huis staan. Here, ek wil 'n disipel wees. Ek wil 'n navolger van Jesus wees. Ek wil hê mense moet na my kyk en sê, Hemel, daai ou moes seker by Jesus gedraai het. Dis duidelik, sigbaar op sy lewe. En Here, waar ons worstel, waar ons uitdagings het, Here, as U ons fondasie is, kan ons nie laer val as daai fondasie. U is ons strewe. U is ons Here. U is ons koning. Kom bind ons saam met 'n band van eenheid en liefde vanoggend. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.